dankie daarvoor. Ja, vriende, ons gaan ons liturgie so 'n bietjie anders inrig, in die sin dat ons later die wet en die geloofsbelijdenis gaan doen, die wet tydens erediens, en dan die geloofsbelijdenis gaan ons dan aan die einde doen. Kom ons raak stil vir die Here. Here, U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die een wat is, wat was en die een wat kom. Amen. Gemeente, die drie-enige God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, groet julle vanoggend met die woorde, genade vir julle, en vrede. Ons gaan antwoord op die Here se groet. Daai is daai lied reg, Esther? Dit moet 164 wees, ons is almal hier te saam. Ek sê dit ongelukkig. Lied 164 gaan sing, ons gaan die eerste 2 verse daarvan sing, ons is almal hier te saam. Vriende, ons skriflesing gaan vanoggend kom uit Psalm 124. Psalm 124 is die gedeelte wat ons gaan saam lees. Hierdie Psalm, wanneer ons hom nou na hom gaan kyk, sal jy sien dat hy begin met nood en swaar kry, en dan begin daar so 'n verandering te plaasvind tot 'n baie sterk verandering aan die einde in hierdie Psalm. Maar hy begin met nood en krisis en swaar kry, en nood en krisistye kan 'n mens ook met geloofsvrae uiteindelik laat sit. Ek wil, voordat ons die gebed saam gaan doen, en voordat ons lees, wil ek vir u 'n gebed lees uit die pen van Piet Lodee, professor Piet Lodee, wat op die oomblik hoof is van die bestuurskool op Stellenbosch. Ons wil baie hoor in praatjies wanneer dit gaan oor finansies. Hy het hierdie gebed geskryf vir mense wat sprekend van hulle wat moontlik iewers langs die pad in vertwyfeling mag kom, verskillende vorme daarvan. Hy skryf: Daar was 'n tyd, o God, toe ek na aan U was, toe my geloof sin gemaak het, toe ek gereeld in die kerk gekom het, toe ek hartlik met ander gelowiges saam kon wees. Toe was sekerheid oor U nie eens 'n vraag nie, maar nou het ek in 'n diep twyfel geval.
waar ek eers gedink het, ek kan dalk sonder u en georganiseerde godsdienst klaarkom, sterk en op my eie aangewese, besef ek nou, ek kan nie. Maar ek kan ook nie sonder na u toe terugkeer nie, want diep binne in my, weet ek nie meer, soos vroeër nie. Nou is ek vasgevang tussen weet en nie weet nie. Tussen glo en nie glo nie. Tussen sekerheid en twyfel. Dit maak my gek. Ek draai dus na u toe sonder vaste grond. Dit is my rots. Ek draai na u toe sonder geloof. U is my vertroue. Ek draai na u toe sonder selfgenoegsaamheid. U is my helper. En ek vermoed dat u mense soos ek nog steeds lief het. U los ons nie uit nie. U kyk met deernis hoe ons stry met die lewe en met u. En ek weet, as ek twyfel en u weet, u is my God. Ons bid saam. O Heilige Gees van God, en ken elkeen van ons tot in ons diepste wese, met al ons vrae en met al ons vreugdes. Dankie Here dat u ons van tyd tot tyd by mekaar maak, om saam te kom luister, ook met ons vrae oor die lewe, ook met die brokstukke van die lewe waarmee ons sit, maar daar is ook baie stukke wat nie meer daar is nie, met ons twyfelvrae. Here, dankie dat ons ook vanoggend na u toe kan kom, uit dankbaarheid. Here, daar is so baie wat by ons verbygaan. En dan van tyd tot tyd dan kom herinner u ons weer aan my, die vir ons goed is, te midde van 'n klomp goed. Here, as ons as gemeente vanoggend voor die stil raak, dan sal baie stof tot dankbaarheid. U sorg so goed vir ons. U kyk so mooi na ons. En ons as gemeente kom sê vanoggend, Here, dankie. Dis al ons gebed, Here. As ons uit hierdie dankpsalm, Psalm 124, as ons vanoggend daaroor gaan mediteer en met bedelaars hande voor u kom staan om vir ons oop te maak, dan is dit met 'n groot verwagting dat u dit sal doen. Dat u die tolk sal wees, om met elkeen van ons te praat, Here, soos wat ons vanoggend moet hoor. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Psalm 124, die opskrif is, as die Here ons nie gehelp het nie. As die Here ons nie gehelp het nie, dit moet Israel bely. As die Here ons nie gehelp het, toe mense ons aangeval het nie, dan het hulle ons lewendig verslind. Verslind toe hulle woede teen ons ontvlam het. Dan het die waters ons weggespoel, en die vloed ons oorweldig. Dan het die skuimende waters ons oorweldig. Aan die Here kom die lof toe. Hy het nie toegelaat dat ons hulle prooi word nie. Ons is bevry soos 'n voël. 'n Voël uit die wip van 'n voëlvanger. Die wip het gebreek, en ons was vry.
Ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Ek gaan so van tyd tot tyd terugkom by die aard van die saak, na verskillende dele van hierdie Psalm. Vriende, ek wil net aan die begin noem, ons dalk net daaraan herinner, dat die Psalms, die digters, die skrywers van die Psalms, op 'n eerlike manier wil verwoord wat ons almal op 'n stadium in ons harte voel. Hulle wil baie eerlik wees met gevoelens en met emosies, en hulle wil ons kom aanmoedig om ook dieselfde te doen. Om ons emosies en ons gevoelens voor God te kom oopmaak. Die psalmdigters maak dan gebruik van poësie. En vriende, as jy op 'n stadium voel om die psalms te doen, kry so 'n handleidingkie wat jy saam kan gebruik. Want ek het nou die afgelope 2 weke gedelf in hierdie Psalm 124 en hier is vanmôre so 'n klomp goed in my kop wat ek nie alles met julle gaan deel nie. Ons prof het altyd gesê, mens maak die fout om die goed wat jy in jou kop het in ander mense se koppe te probeer inkry. En wees versigtig daarmee, snoei en sny. En ek het dit hierdie week probeer doen. Die psalmdigters begrawe 'n klomp goed agter hulle woorde vir ons om te ontdek. En ek het hierdie week dit met Psalm 124 beleef. Maak op 'n stadium so 'n tyd in jou lewe vir 150 psalms. Dan gaan jy dit deur. Dit is merkwaardig en wonderlik wat na vore kom. Julle sal dit dalk heeltemal beter weet as ek. Iemand het geskryf en gesê, die psalms praat vir ons, die res van die Bybel praat met ons. So dit is baie nodig dat daar met ons gepraat word, maar die emosie en die gevoelens wat in die psalms na vore kom, dit praat namens ons, vir ons, wil ons aanmoedig om dit ook te doen. Vriende, die heel eerste man wat in 'n wentelbaan in die ruimtes geplaas is, was 'n Rus met die naam van Yuri Gagarin. Dit was internasionale nuus en dit was in die aard van die saak wêreldgeskiedenis. En die van julle wat nou die geskiedenis van die ruimtevaders ken, sal weet dat groot perskonferensies gehou is, die van julle wat gelees het daaroor, en joernaliste het hierdie man, dit was 'n internasionale gebeurtenis, en hulle het hom gepeper met vrae en almal wou hom sien. En by geleentheid vra een joernalis toe vir hom, meneer Gagarin, toe jy nou daar in die ruimtes was, het jy vir God gesien? En toe antwoord Yuri Gagarin, en hy sê, ek het die onmeetlike ruimtes gadegeslaan. Ek het die ontelbare hemelliggame aanskou. Ek het die sterre teen die donker doek van die heelal in oënskou geneem. Maar vir God het ek nie gesien. In aansluiting hierby, so 'n bekende staaltjie.
Julle sal die storie gehoor het van die ou wat in die groot vloedtye, in 'n groot vloed te lande gekom het en hy het vir die Here gevra, Here, hier kom groot waters, red my die vloed. En toe kom hy 4x4 verby en hulle sê vir hom klim op, die vloed kom. Maar hy sê ek wag vir God en die paaie word toe strome en toe stuur hulle 'n motorboot en hulle sê vir hom klim. Jy gaan vergaan. Hy wag vir God en toe hy nou uiteindelik op sy dak kom en nog mense op die dak geklim het, toe kom hy weer wag met die helikopter en sê vir hom klim. Hy wag vir God. En toe hy nou uiteindelik daar by die hemelpoort toe kom, toe vra hy nou die vraag, maar Here, hoekom het U my nie kom red nie? En die Vader se reaksie is toe, maar ek het soveel mense gestuur om jou te kom help. Jy het gekyk, maar jy het nie gesien. Vriende, die Russiese ruimtevader het ook gekyk, maar nie gesien. Dis moontlik dat 'n mens jou hele lewe kan lewe, dat jy kan kyk, maar dat jy vir God nie een keer kan raak sien. Dit is moontlik dat jy so kyk, dat jy vir God heeltemal totaal kan mis. Broers en susters, as daar een ding is wat Psalm 124 wil doen, is om vir ons te sê, hier's 'n man wat gekyk het en het gesien. Moses wou graag ook vir God fisies sien en Yuri Gagarin seker ook vir God fisies wou sien. Dis nie moontlik nie. God gee soveel maniere vir mense om te sien, as hulle moet die regte bring kyk. Die digter van Psalm 124 begin so: As die Here ons nie gehelp het nie. As die Here ons nie gehelp het nie. Hierdie man sien vir God. Fisies nie. Hy roep God se teenwoordigheid in. Hy sien vir God in sy nood raak. Hy kyk. En hy sien. Ek wil gou vir julle kortliks deur 4 grepe van die Psalm neem. As die Here ons nie gehelp het nie, dit moet Israel bely. As die Here ons nie gehelp het nie, toe mense ons aangeval het nie. Ons die volgende skyfie kan ons nou kyk. Hierso is eintlik 4 dans, né? Dan het jy ons lewe versloon. Dan het die waters ons weggespoel. En dan is daar eintlik nog 'n dan in vers 4. Dan het die vloedwaters ons oorweldig. Dan het die skuimende waters ons oorweldig. Volgende enetjie. Vriende, nou moet ons eintlik, jy moet eintlik so 'n maar voor die res van die teks sit. Maar aan die Here kom die lof toe. Nou begin die trant van die Psalm as nou beweging kom nou verandering. Maar ons is bevry. Hierdie bevryding in die wip, nie net 'n skeurtjie wat in die wip of 'n stukkie van die wip wat gebreek het nie. Dis 'n totale verlossing, het heeltemal gebreek. Vry. Maar God. En dan kom die belydenis. Daarom ons hulp kom van die Here. Dankie. Ons kan dit afsit. Vriende, hierdie psalmdigter van Psalm 124
maak van 'n paar tegnieke gebruik. Ek wil julle nou vra dat julle vir my net so 'n oombliekie by my sal bly. Net 'n oombliekie, ek gaan dit probeer maklik maak. Die psalmdigter van Psalm 124 is so ernstig daaroor dat hy vir God gesien het dat hy die taalreëls van die Hebreëse taal omvergooi. 'n voorwaarde sin in Hebreëus word altyd gevolg deur die hoofsin. Die hoofsin is hierso: mense sou ons lewendig verslind het. Die nood, dis die hoofsin. Dit moes voorop gestaan het. Die skrywer van Psalm 124 verander hierdie reël, so ver gaan hy. So ernstig is hy om te sê, as dit nie vir God was nie, was dit nag in ons lewe. Hy dop die Hebreëse taal op sy kop om. Al die reëls, die sinskonstruksies, die taalvorme, om in die eerste plek vir mense te sê, ek het vir God gesien in my krisis. Ek het vir God gesien. As dit nie vir God was nie, was my lewe verby. Vriende, dan is hier sprake van 'n verdere tegniek wat die digter van gebruik maak. As jy hierdie psalm mooi lees, sal jy sien daar's 'n beweging wat plaasvind. Die slim ouens sê vir ons, daar's altyd opbeweeg na die tempel toe. Van die laer gebiede is al opbeweeg. Hierdie ritme sien ons en vind ons in hierdie psalm. Hulle beweeg, en as hulle begin beweeg, is dit krisistye en nood. Hoe hoër hulle beweeg, hoe nader hulle aan die tempel beweeg, tot op die tempeltrappies, dan loof hulle die Here uit dankbaarheid vir sy goedheid, en vir sy sorg, en vir sy voorsiening. Daar's 'n verdere tegniek waarvan hy gebruik maak. En dis herhaling. Ek het dit vir julle genoem. Dan sou dit so met ons gegaan. Vriende, ek wil nou vir myself vanoggend en vir julle 'n vraag kom vra. Is dit so? Is hierdie so? Is dit waar in my en jou lewe? As die Here my nie gehelp het nie, is dit regtig waar? Ons het baie gereedskap en handvatsels hier op die aarde wat ons help, né? Wat ons kan wegvat van hierdie terme, as die Here ons nie gehelp het nie. As ek siek word, as jy siek word, bid jy? Of gaan ek dokter toe of apteek toe? Gee my nou kans. Ek weet nie waar gaan julle gedagtes heen nie. Dis die Here se manier, ja? Dis die goeie antwoord. Bid jy? Ons vat nog 'n voorbeeld. As jou huis se dak afwaai, bid ons of gaan ons na die versekering toe? Die dokter is 'n goeie handvatsel. My versekering is 'n goeie handvatsel. As ek nou winkel toe gaan, bid ek vir daai
kos wat ek nou gaan koop, of vat ek my kaart en ek soen my kaart en ek aanbid my kaart, en hier is my handvatsel. As iemand kontrakbreuk pleeg, en ek verloor, dan is die regstelsel my handvatsel. As die Here ons nie gehelp het nie. Vriende, ons moet versigtig lewe nie. Daar's 'n baie fyn lyn tussen op God vertrou en op hierdie handles, nee? Hierdie handvatsels waaraan ons so gewond raak, dit kan my verhoed om nog na behore te sien. Want ek kyk vas in al my handvatsels, nee? Die psalmdigter wil hierdie handvatsel ding kom keel afsny. Die psalmdigter wil kom sê, vergeet al die goed, as dit nie vir die Here was nie. Maar nou ken ek en jy onsself baie goed, nee. Net soms, dan kom God en hy kom skuif ons grense. Hy skuif ons in die ruimtes in, buite die mag van die medisyne. Buite die mag van die dokter. As die Here ons nie gehelp het. Soms kom skuif die Here ons grense. As die versekeringsmaatskappy sê, daar was fynskrif, jammer. Soms kom skuif die Here ons grense. As ek geld verloor, en die bank sê, my vriend, ek is vir jou jammer, maar ek kan vir jou niks doen. Of die regstelsel. Vriende, hierdie word waar as ek my handles, my handvatsels, wat in hierdie lewe vir my so belangrik is, as ek hulle begin verloor, as God my grense begin skuif, dan word Psalm 124 waar. As die Here my nie gehelp het. Hierdie man, die rede hoekom hy sê dan, en dan, al hierdie goed, hy wil kom sê, daar was geen opsie van my oor nie. Ek het geen handelspoor gehad nie. Dit was net God wat my gehelp het. Hy wil vir mense sê, daar was nie ander moontlikhede nie. As die Here my gehelp het, die vriende, ons hou nie daarvan dat hierdie grense geskei word nie. Ons hou nie daarvan dat God ons in daai ruimtes instoot nie. Dis dalk waar ek en jy vir God vir al regtig gaan sien. As dit met ons gebeur, vriende, hierdie psalm wil iets aan ons geloof ontdoen. Hierdie psalm is 'n kreet in die hart van 'n man wat geweet het, hy is aan die einde van sy handvatsels. Net God. Ek gaan vir David vra of ons 'n skyfie te flus. Vriende, hierdie psalm, en hy maak daarmee klaar, is 'n dank psalm. Dis 'n danklied. Ons ken nie die presiese geskiedenis en dis eintlik goed. Want daarom kan ons op 'n universele manier vir enigiets waaroor jy vanoggend in jou hart na God wil kom of hom wil sê, dankie Here. Kom roep hierdie psalm op. Want hy begin swaar kry en nood
Dit gaan oor in dank, en hoe gaan dit oor in dank? Dit kom na vore deur die psalmdigter wat God se lof besing. Nooit dankie sê deur middel van lof. Ek wil vir jou vra, as dit dalk so is dat dankbaarheid bietjie by jou verbygegaan het, sê dit sommer daar so in die bank vir die Here. Bely sommer so voor die Here. As jy dankbaar is oor iets. Julle, hierdie skryfie wat ek nou vir julle wys, is 'n kloof wat deur ons plaas loop, groot kloof. My oupa het altyd gesê, kom, klim in, al die kinders, die klein kinders, kom ons gaan kyk, die groot kloof kom af. In die droogte tyd het 'n maatskappy vir my hierdie wal kom gooi, daar op die grond. Julle, die groot kloof het vir 'n dekade nie afgekom. Na die eerste wal gegooi is, het ek nog verder wat oopmaak, dan moet ek bely, ek het gewonder, of die waters wat uit die hand van die Here kom ooit hierdie stuk dam, wat 250 meter in die kloof opgaan, ooit gaan volmaak. Op die 10de Oktober het die groot kloof afgekom. Hierdie dam met sy walle oorstroom, en hy is op 250 meter, dis net 'n massa water. My ou dierbare vader het 'n droom gehad van so 'n dam op my plaas. Dis vanoggend my dankbaarheid om dit te kon sien. Julle, ek kom maar onder, ek bid nie. Daar is so 'n vreemde teenwoordigheid van die Here daar. Is daar iets waarvoor jy vanoggend vir die Here wil dankie sê? Sit sommer net daar. Dan sê jy van dankie. Hierdie lied wil sê, die psalmdigter kom sê, dankie, met lof. Want as die Here hom nie gehelp het nie, was sy lewe verby. Amen. Ons gaan nie nou ons slotgebed doen nie. Ek gaan vir Hester vra dat ons geloof vanoggend in die Here gaan bely met die sing van die 2 verse van Psalm 450. Dit praat oor die Vader, die Seun, die Heilige Gees, maar dit is 'n stuk lof aan God. Kom ons sing dit uit ons harte uit, en kom ons bely ons geloof in hierdie God, met dankbaarheid, tot eer van sy naam, en ons kan dit doen terwyl ons net so luister. Kom ons sing die 2 verse saam. Yeah.
Hemelse Vader, dis soms so jammer dat ons grense geskuif moet word voor ons saam met Psalm 124 gaan uitroep. As die Here ons nie gehelp het. Help ons Here dat dit nie sal nodig wees dat ons handvatsels op hierdie aarde eers moet verloor voordat ons saam met die psalmdigter gaan stem. Net U kan ons daarmee help. In Jesus se naam. Amen. Esther, ek is reg dat Visie vir ons na die tyd weer gaan speel, né? Met die uitloop. Goed, vriende, ons gaan afsluit met lied nommer 284. Die 284, dis vir my een van die mooiste liedere in ons bundel. En dan praat die tweede vers so tussen die lyne deur, oor 'n lewe van dankbaarheid. O Here, help my om altyd so te leef, om ander hoër as myself te ag. 'n dankbare lewe is of iemand wat nie eerstens ingefokus is nie, om lief te hê ander bo myself, en ook eerder te gee as om te verwag. Eienskappe van 'n dankbare lewe. Kom ons sing ten slotte hierdie 3 verse van die 284 laat ons sing. Hy is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is bo-kant jou om jou te seën.